Goeiedag familie en welkom terug. Dit is Dinsdag en dis wonderlik om vanoggend weer saam met God se woord te begin. Nou gister het ons gepraat oor hoekom Bybelstudie saak maak en hoe die woord van God lewendig en kragtig is. Vandag begin ons met die eerste letter van die SPEC metode, die S, wat staan vir: is daar 'n sonde om te vermy? Nou, familie, dis nie altyd 'n maklike vraag om te vra nie, want die woord van God hou vir ons 'n spieël op. Maar dis juis in daardie oomblik vir ons eerlik raak, dat die Heilige Gees, deur die Gees, in ons begin werk. En ons kyk vandag na die verhaal van Ananias en Safaria in Handelinge 5. Hulle het 'n stuk grond verkoop, maar toe hulle die geld bring, het hulle gejok oor hoeveel dit werklik was. Nie omdat hulle moes geld gee nie, maar Petrus sê vir hulle die geld wat hulle sin is, maar omdat hulle voor mense wou lyk asof hulle meer geestelik is as wat hulle was, het hulle iets gemis. En hier is die ding, die kern van hierdie hele verhaal is nie oor geld nie, dis oor eerlikheid. Dis oor wat gebeur wanneer ons voor God iets probeer wegsteek. En soos wat Retief Sondag gesê het, wanneer jy stadig lees en begin God jou wys wat in jou eie hart aangaan. En dis presies wat hierdie verhaal doen, dit wys vir ons die gevaar van skynheiligheid. Ananias wou lyk asof hy vol geloof is, maar sy hart was vol trots. En wanneer die Gees jou uitnooi om eerlik te wees, doen hy dit nie om jou te verneder nie, maar om jou vry te maak. So vandag wil ek jou vra, wat wys hierdie verhaal vir jou oor eerlikheid teenoor God? Gaan lees vandag hierdie verhaal. Is daar dalk iets wat jy verander selfs vir jouself probeer wegsteek, waar jy nie eerlik is nie? En wanneer laas het jy vir God gesê, Here, kyk asseblief in my hart in. Nou vandag as jy jou Bybel oopmaak, familie, wil ek jou vra. Vra jouself, is daar 'n sonde om te vermy? Lees stadig, wees eerlik met God, wees eerlik met jouself. As hy iets jou uitlig, bely dit dadelik. En onthou, hy wys dit uit om jou nie te veroordeel nie, maar om jou vry te maak. So vandag se teksgedeelte, Handelinge 5, vers 1 tot 5. Gaan dit weer sê. Handelinge 5, vers 1 tot 5. Gaan dit stadig deur. Vat jou notaboekie, maak jou notas. En as jy voel die Here praat met jou, skryf dit neer. Kom ons bid saam. Here, vanoggend wil ek vir U dankie sê. Here, vir U woord. Here, help ons om die sonde raak te sien wat in ons lewe is. Here, oortuig ons daarvan. Here, want as ons vashou aan sonde, gaan ons nooit vrykom van die lewe wat U vir ons wil gee nie. Here, vandag Handelinge 5 vers 1 tot 5, Here, kom bid ek dat dit ons sal vorm, sal ondersoek, sal kweek dit wat moet uitkom. Jesus, ek kom bid vandag, Here, dat U ons sal lei, in Jesus naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike Dinsdag verder hê, geniet die tyd vandag in God se woord. Ek sien jou môre.